En ons moet gehoorsaam wees. Ons moet die Here se wil in ons lewe soek. Jesus het een keer gesê, dit is nie maklik om my te volg nie. En as jy net bietjie vorentoe in Matteus 8 kyk, Matteus 8 vers 20, dan Jesus gesê, hy, die seun van die Vader, het nie eers 'n slaapplek vir sy kop nie. Hy het nie eers heen gegaan nie, want hy het nie besittings gehad nie. Hy het nie 'n huis gehad waartoe hy gehardloop het nie. Sy doel op aarde was om die evangelie te verkondig en te gaan en mense wonderwerke te doen, mense na hom toe te bring. En ek dink in daardie tyd moes dit baie moeilik gewees het, want ons almal dink ons wens ons was in daardie tyd en ons wens ons was in daardie tyd waar ons saam met Jesus kon geloop het en saam met Jesus kon gewees het as hy wonderwerke gedoen het. Maar dink na jouself in hierdie tyd, as daar nou iemand kom en sê ek is die Messias, ek is Jesus, dan gaan jy dit ook nie glo nie. In daardie tyd het hulle ook almal gewonder, hoorie, is dit nou waarlik of is dit nie? Want daar is soveel profesies wat uitgegaan het en gesê, nee, dis die en dis so en daai dag gaan dit gebeur en ons lewe ook in so 'n tyd. So ons wens, ons kon daardie tyd gewees het om saam met Jesus te wees, maar ek dink nie ons sou dit gemaak het nie, want hoeveel van ons sou eintlik geglo het, hy is Jesus en hy is die seun van God die Vader. Maar hy is die seun van God die Vader. En hy self het nie 'n slaapplek gehad nie, want hy het nie in aardse besittings vasgeklou nie. Hy het ook verder af het hy gesê, laat die dooies begrawe, want daar gaan mense wees wat jy van afstand gaan moet doen. Daar gaan mense wees wat jy in jou lewe gehad het, wat jy dalk lief gehad het, wat jy dalk 'n lewe mee saam gedeel het, wat jy gaan moet afsny, omdat hulle nie volgens die wil van die Here saam met jou belewe nie. Of hulle gaan jou afsny en sê, Jessie, hoor, jy gaan nou elke Sondag kerk toe, jy spandeer nie meer tyd saam met my nie, dis net kerk, by die huis is dit net kerk, ek kan nie meer met dit in kerk nie. En dan gaan weer van daai mense, hulle gaan of uit jou lewe of jy gaan van hulle met afstand doen. En dit is wat die Here gemeen het ook in daardie vers, is dat jy gaan sekere dinge in jou lewe gaan met afsterf. En as dit nou mense is, besittings is, jou tyd is, jou opoffering, jou gehoorsaamheid, wanneer jy voel, jy wil nie nou gehoorsaam wees nie, of jy wil nie van daai persoon ontslae raak, of uit jou lewe uit nie. Dit is wat die Here vir ons nou in ons tyd gedoen, gesê het. Dit is wat hy meen in ons tyd. Dit is die kruis wat ons opneem, om te sê, I will follow you. It doesn't matter where I go, or who I have to put on the back seat, I will follow you. Dit maak nie saak of ek niks nie, eers 1% tyd het vir myself nie. Ek sal U volg.